Broeders en susters, ons wonderlike voorreg om vanaand hier te kan wees, want ek gaan nou sê hoekom, want ons begin vanaand met die volgende gedeelte van die Dordtse leerreëls. Ons moet dit altyd onthou, daar's 5 hoofstukke, maar hulle word in 4 gedeeltes ingedeel. In hoofstuk 3 en 4 is waar ons vanaand ook begin. En 3 en 4 is nogal belangrik, want dit gaan oor die mens, oor wie ons is. So kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Psalm 146. Ons sing daarvan saam die 1ste en die 4de vers waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. O Here onse God, wat 'n voorreg om vanaand ook saam te kan sing en ons jubels te kan voeg by die van die ganse skepping. Ja, wat getuig van u grootheid, u goedheid, u liefde, u genade. Dankie in besonder dat ons vanaand ook u en u woord kan beter leer ken. Maar ons gebed is dat ons ook deur die verkondiging van die evangelie onsself sal leer ken. Dat ons sal sien wie ons is en waar ons vandaan kom en in besonder ook waarheen u met ons op pad is. Ons vra dit want ons bely dat as ons na onsself in die wêreld waarin ons leef moet kyk, ons nooit die regte antwoorde sal kry nie. Daarom vra ons dat u vanaand ook deur die Heilige Gees dit wat ons hier hoor deel sal maak van ons elkeen se lewens. Lewens wat moet strek tot die eer en die verheerliking van u heilige naam. Amen. Vanaand, broeders en susters, wil ek 'n gedeelte lees uit Genesis hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Ons almal ken hoofstuk 1 baie goed, maar vanaand wil ek die laaste gedeelte lees. Daar vanaf vers
26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees, maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as 'n gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit is dan die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Vanaand dan in besonder vers 27, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Dit dan vanaand ons teksgedeelte. Kom ons sing eers saam, broeders en susters, daardie pragtige beruiming van die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1, en ons staan vir die sing daarvan, skrifberuiming 12:3. Kan ons sitplekke weer inneem. Vanaand, broeders en susters, twee belangrike vrae wat ons almal moet kan antwoord. Die eerste vraag is: wie is ek? En waar kom ek vandaan? Wie is ek en waar kom ek vandaan? Nou, met hierdie vrae is daar nogal baie in die geskiedenis geworstel, want sedert die sondeval, moet mens dit maar sê, is dit een van die groot vraagstukke waarmee die mensdom geworstel het. Wie is ek? Waar kom ek vandaan? Nou die interessante is dat ons belydenisskrifte gee nogal baie aandag hieraan en ook die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, word eintlik aan dit gewy. En jy sal dit ook in die volgende paar weke in die aanddienste hoor, die aandag wat daaraan gegee word aan die mense, kom ons noem dit totale verdorwenheid, die groot woord, maar die mens wat vrot is van die sonde na die sondeval, en dan ook die mense bekering tot God, hoe God ons van die verrotting van die sonde gered het, en besig is om ons te genees. So, verdorwing en bekering, dis waarby ons nou gaan uitkom.
Maar om dit te kan verstaan, moet jy die vraag kan antwoord wat ons vanaand vra: wie is ek? Waar kom ek vandaan? Nou vir ons is daar net een antwoord en geen ander antwoord nie. Ek is 'n mens geskape na die beeld van God. En dis juist wanneer jy hierdie feit jou eie maak, dat jy 'n mens geskape is na die beeld van God, wat jy gaan begin verstaan hoe groot en hoe massief die uitwerking van die sonde op jou eie lewe is, maar ook op die mensdom is. Daardie verrotting, daai vrot, verdorwenheid, gaan jy sien hoe groot dit regtig is. Maar jy gaan ook leer hoe wonderlik is die genade van God in jou lewe. Daai genade wat hy in Christus aan jou bewys het, waarvan ons die afgelope weke baie gehoor het, en wat hy steeds besig is om jou te bewys deur die Heilige Gees wat hy vir jou gegee het. Iemand het dit mooi opgesom. Hy het gesê jy moet eers vir Jesus ken as jy jouself wil ken. Of eers vir jouself ken as jy vir Jesus wil ken. Nou weet ons almal, broers en susters, hoe moeilik is dit eintlik om jouself te leer ken in die wêreld waarin ons leef. Want die wêreld waarin ons leef wil van mense nommertjies maak. Dink 'n bietjie daaraan. Jy word gereduseer tot 'n blote nommer. By jou werk, in jou land, as jy die wêreld gaan reis, dan's almal bekommerd oor jou nommer. Net deel van 'n groter heelal. 'n Mens word gesien vandag eintlik maar as kapitaal, as bates, goed wat jy kan gebruik in 'n wêreld vol ander goed wat deur mense net bestuur moet word. Dink vir 'n oomblik. Hoe dink mense vandag oor ander mense en oor hulle self? Hoeveel mense gee vandag nog regtig om oor waar hulle vandaan kom, wie hulle voorouers was, wat hulle geskiedenis is? Hoeveel mense gee nog om aan watter volk hulle behoort, of nog belangriker aan watter kerk hulle behoort? Hoeveel mense gee nog om wat met ander mense gebeur, of wat ander mense dink? Weer terug daarby. By hoeveel plekke is jou naam nog belangrik en nie net jou nommer nie? Sien, die wêreld waarin ons lewe is 'n plek wat dit moeilik maak om te verstaan wie jy is. Om die waarheid te sê, as ons dit nou vanaand weer tot die uiterste toe wil vat, dan kom ons terug by die evolusionisme, daai wat ons almal ken van Darwin en al die goed, wat bloot sê die mens is die produk van evolusie. Dit word tog vir kinders geleer by skole, universiteite, oral word dit verkondig. Die mens is die produk van toevallige ontwikkeling. Eenvoudig gestel is die antwoord dan op die vraag wie is ek? Jy's bloot 'n aap in 'n lang ry ander ape. Maar dis nie die waarheid nie. Want die oomblik wat jy dit jou eie maak, dan gebeur wat vandag gebeur, dat mense lewe net vir nou, net vir vandag en daar's eintlik nie 'n môre nie. Die mens is bloot die produk van evolusie en die mens bestaan bloot voort en ontwikkel voort of vergaan het. En dis 'n troostelose uitkyk in die eerste plek nie net op jouself nie, maar ook op die lewe. As jy dit glo. Nee, broers en susters, ons bely dit, ons glo dit. Ek is 'n mens geskape na die beeld van God. En dit maak my in die eerste plek spesiaal, dit maak my iets besonders, dit maak my lewe iets besonders. So as jy oor jouself wil dink, moet jy gaan begin by die begin, en as ons sê die begin, letterlik die begin, by jouself as 'n geskape wese. Soos die Here dit in Genesis 1 vir ons verwoord, letterlik by Genesis 1 waar daar geskryf staan, God het die mens geskep.
God het die mens geskep. Nou die woordjie skep sê klaar vir jou iets belangriks. Ek dink ons almal ken dit, ons leer dit vandat ons klein kindertjies is. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. En ons weet ook Genesis 1 en die res van die Bybel leer dit dan vir ons dat die woordjie skep net op God van toepassing is, op die handelinge van God en nooit op 'n mens of enige iets anders nie. Net God kan skep. En dan weet ons ook dit verwoord vir ons God se goddelike magsdade wat in verband staan met die ontstaan, die onderhouding en die vernuwing, die herskepping van die wêreld. Met ander woorde, alles wat God van die begin af in en deur Jesus Christus gedoen het en steeds doen en nog sal doen. Maar hoe dit ook al sy, die woordjie skep word in Genesis 1 in 3 gevalle gebruik. Genesis 1, as jy dit deurlees van vers 1 af, vers 1, ons almal ken dit, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Vers 21, waar daar vertel word van die diere en ander lewende wesens wat geskep is. En laastens, vers 27, wat ons kernvers vir vanaand is. Maar wat interessant is, 3 keer, as jy mooi geluister het, vers 27, 'n verwysing na die mens. Net in vers 27, luister weer 'n bietjie hier. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Nou dis die interessante, die herhaling in hierdie enkele vers wanneer daar van mense gepraat word. 3 keer word dit herhaal. En daardeur word dit herhaal juis om vir ons iets te vertel van die goddelike volmaaktheid van die mens as die kroon van die skepping. Daar word vir ons met hierdie vers gesê, hier gebeur iets belangriks. Die mens word geskep, 'n besonderse lewensvorm waarin die liggaam slegs die instrument word waardeur die geestelike lewe na vore kom. 'n Geestelike lewe wat uitkom in die manier hoe die mens geskep word as verteenwoordiger, as beeld van God. Nou hierdie woorde as beeld van God is baie belangrik. Dis hoekom ek sê dat hierdie herhaling van die woordjie skep vir ons wys op goddelike volmaaktheid in die skepping van die mens. Want die mens word hierdeur in verhouding gebring ook met die drie-enige God. En kyk mooi, die woordjie wat hier gebruik word is dan in besonder ons. Daar staan toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. Belangrik om dit te hoor, die drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, is die ons waarvan Genesis 1 praat. En hier word vir ons eintlik gesê dat die mens as die skepsel totaal in afhanklikheid is van God, die Vader, Seun en Heilige Gees. En belangrik, sê dit ook vir ons dat God die hele skepping, alles wat vooraf gebeur het, gereed gemaak het as 'n woonplek en 'n werkplek vir die mens. Sodat die mens nie net 'n besonderse plek in die skepping sou hê nie, maar ook oor die skepping sou heers. Ons kan ook sê ons is God se mense in God se skepping, wat heers oor God se skepping. En dis wat jou en my anders maak. Ons kan bewustelik in God glo, ons kan God lief hê, ons kan God gehoorsaam en hom daardeur verheerlik. En dis waarin die beeld van God na vore kom. Dat jy God kan lief hê met jou hart, met jou siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Hoor 'n bietjie hoe bely ons dit in die Dordtse leerreëls. Wanneer ons praat oor die mens voor die sondeval, dan staan daar, ons is verstandelik, was hy toegerus met ware en heilsame kennis van
sy Skepper en van sy geestelike sake. In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus en in sy hele gesindheid was hy suiwer, hy was volkome heilig. Weer 3 woorde wat ons moet hoor, die woordjie kennis, geregtigheid en heiligheid. Nou wat kennis betref, is die mens voor die sondeval verstandelik, geestelik, die vermoë, kom ons noem dit maar om die wetenskap te kan beoefen. En hoe beoefen ons die wetenskap? Romeine 1 vers 20 skryf Paulus, want sy God se onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. So daar het ons te doen met wat ons ook noem die algemene openbaring van God in sy werk in die skepping, en wanneer ons wetenskap beoefen, daardeur moet ons God leer ken, God se majesteit in sy werke raak sien, omdat hy homself ook daarin aan ons openbaar, en daarin ook onsself leer ken as beeld van God. Maar ten diepste die besonderse openbaring van God, soos hy hom in Jesus Christus aan ons geopenbaar het. Nie net in die skepping van alle dinge nie, want onthou, in die begin was die woord daar, die woord was self God, en alles het deur hom tot stand gekom, en dan hoor ons, Johannes sê, die woord het vlees geword. So ook die herskepping kan mens sê, vind plaas deur Jesus Christus. En dis juist wanneer dit oor Christus gaan, waar die geregtigheid van God in ons na vore kom, en waarin die beeld van God uitgebring moet word. Dit wat by die sondeval verloor is. Waarvan praat ons? Wie God leer ken, moet ook die wil van God ken. So die mens voor die sondeval het nie net God geken nie, maar ook die wil van God. En juist daarom die geregtigheid van God. Die mens kan goed van kwaad onderskei, en daarom gee God ook daardie proefgebod aan Adam en Eva. Want die mens moet ook sy wil kan gebruik om bewuslike besluite te kan neem, keuses te kan uitoefen, om in gehoorsaamheid aan God se heilige wil te leef. Dis juist hier waar mense die fout maak dat wanneer hulle dink as jy wetenskap beoefen, dan gaan die wetenskap jou help om goeie besluite te kan neem. Dit werk nie so nie. Kom ons sê dit so, norme, standaarde volg juis uit 'n nakoming van God se gebod, uit 'n nakoming van God se skepingsopdrag. Juis God se beeld binne in ons moet bepaal die manier hoe ons wetenskap gaan beoefen en hoekom ons dit beoefen. Want onthou dit, die mens is nie ondergeskik aan die skepping nie, maar is daaroor aangestel deur God self. Ons is die beeld van God, die verteenwoordiger van God. En ons moet die norme daarstel. Hoe? Juist deur onsself te sien as die beelddraers van God en God die bepalende te maak in al ons besluite wat ons neem. En hoe moet ons besluite wees? As ons God ken, en as ons dit doen in geregtigheid volgens die wil van God, dan is dit ook heilig. Die woordjie heilig. En God se heiligheid kom daarin na vore dat ons anders is as die res van die skepping. Dat die mens anders is as die dier of die vis of die hemelse wesens. 'n Mens is verhewe bo die res van die skepping. Juist daarin dat ons God se volmaakte heiligheid kan ken en hom so kan aanbid en verheerlik. En daarom as ons kan afsluit, is vanaand baie goed gehoor. Maar baie eenvoudig gestel, die mens is nie net 'n aap in 'n lang ry van ape nie. Die mens is uniek en die mens is anders. Sy is geskape na die beeld van God.
En dit maak ons, onthou dit, spesiaal en besonder, want ons kan in God glo, bewustelik in God glo. Ons kan God lief hê, God gehoorsaam en God in alles verheerlik. En juis wanneer ons God in alles verheerlik, dan kom sy beeld in ons lewens na vore, omdat ons hom liefhet met hart en siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U, Here, dat ons vanaand ook weer kan hoor. Ons is geskape na U beeld. En dis ons gebed dat U ook in ons lewens daardie beeld na vore sal laat tree. Nie van die sondaar mens nie. Ja, dat U in elkeen van ons lewens deur die werking van U Gees en die verkondiging van die woord ons elke dag sal oproep daartoe om U reg te ken, om U geregtigheid uit te leef en om heilig te wees. Ons vra dit want ons ken onsself ook as verdorwe mense wat in alles totaal en al afhanklik is van U genade. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee. Maar nee, ons buig ootmoedig neer. Ons wil die hoë hande eer wat ons so toeberei het. Kom ons sing saam Skrifruiming 2:2 vers 3. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.